Die predikant Bruce Lawson was in New York predikant gewees. En hy vertel altyd as mense na hom toe gekom het en gesê het, hulle kan nie meer cope nie. Die stres is nou te veel, die laste wat hulle moet dra is te veel. Dan het hy 'n roetjie met hulle gestap. Hy het na Fifth Avenue toe gegaan. En daar in Fifth Avenue is die Atlas beeld. Nou as jy dit nou gaan Google, sal jy sien die Atlas beeld is hierdie vreeslike sterk man wat sy spiere so bultend is en hy staan so gebukkend met die wêreld op sy skouers. Maar hy kan nie opkom nie want die wêreld is so groot en swaar op sy skouers. Dan sê hy nou vir hierdie mense van sy gemeente, jy kan of probeer om jou laste self te dra, die wêreld se laste self op jou skouers te dra. Hy sê of jy kan die volgende doen. Dan stap hy net aan die oorkant van Fifth Avenue van die Atlas beeld is die St. Patrick's kathedraal. En daar's 'n beeld van Jesus toe hy so 9-10 jaar oud was en hy hou sy hand so uit met die hele wêreld in sy hand. En hy sê vir jou of jy kan gaan en jou wêreld se laste vir Jesus gee dat hy jou help dra. Ja, in Matteus 11 staan dit so mooi en ek wil dit graag vir jou lees. Dan sê Jesus, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. As jy voel jy kan nie cope nie, gaan na God toe, gaan na Jesus toe, vra hom om jou te help, om jou laste te dra. Weet die verhaal van Martha en Maria wat ons lees in die Bybel, is een van die bekendste verhale. Maar die lesse wat ons daaruit leer, pas ons die minste in ons lewe toe. Onthou jy Martha het rondgeskarrel en sy was besig in die huis en Maria het by Jesus se voete gesit en toe raak Martha kwaad en sy sê, spreek my sussie aan. En Jesus sê vir haar, Martha, Martha, jy's besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. En Maria het dit gekies. Sy het die beste deel gekies. So onthou om by Jesus se voete te rus. En dan, die Here het ook vir jou verantwoordelikheid gegee. Hy het ook vir jou 'n verstand gegee. So stel vir jouself grense. As jy oor 'n brug moet loop en daai brug het nie reëlings nie, gaan jy mos presies in die middel probeer loop en so bang wees die wind kom op en waai jou af. Maar as daai brug reëlings het, as daar grense is, dan sal jy oor die reëling leun en jy sal kyk wat gaan daar onder aan en jy sal dit baie meer geniet om oor die brug te loop. So stel vir jouself grense. Ons as kinders van die Here het gewoonlik 'n baie hoë etiese werksetiek. So ons sal die ekstra myl stap. Ons sal meer doen en gee as wat nodig is. En so brand ons heel dikwels uit. Stel vir jouself gesonde grense. Leer om op 'n mooi manier nee te sê. Prioritiseer. My man Siebert sê altyd vir my, ek moet helikopterperspektief kry. En wat hy daardeur sê is, ek moet so 'n bietjie soos 'n helikopter hang bo my omstandighede. En net vir myself vra, dit wat ek nou oor stres, dit wat ek my nou so moorddood oor bekommer, gaan dit saak maak oor 2 maande of 2 jaar? Wat is dit wat ewigheidswaarde het? En gee aandag daaraan. Net baie keer werk ons so hard, want ons wil hierdie baie hoë lewensstandaard handhaaf. Is dit regtig die moeite werd om jou kinders, jou verhouding met die Here, jou gesondheid op te offer vir dit? Moenie jou eie waarde kry en waar jy bly en wat jy ry en wat jy kry nie, want dit laat jou lei. Nee, kry jou eie waarde in Christus en kies om jou lewe te prioritiseer. Vra vir jouself af, wat is vir my belangrik? Wat lê bo aan my lys? En gaan dan en prioritiseer dan en bestuur dan jou tyd op hierdie manier. Ag, ek wil jou sommer net uitnooi om nou waar jy nou is, net terug te sit en die Here te vertrou en dit uit te spreek en te sê, Here, ek vertrou U met my hele lewe en ek kan dit nie alleen doen nie en dankie dat U my help.